Skepper Gees, lewendmakend Gees, kom in al u volheid, kom in al u krag, lei my in die waarheid, leer my van die sweer. Wees ook u my trooster, kom o Skepper Gees. Goeiemôre, ons het gisteroggend begin gesels oor die rol van die Heilige Gees in ons lewe, veral hier tussen Paasfees en Pinksterfees, waarin ons nou beweeg. En ons het gister gesien dat een van die eerste dinge wat die Heilige Gees in ons lewe doen, is om ons te lei. Die tweede ding wat ek graag vanoggend vir u wil noem en herinner aan, is dat die Heilige Gees verander ons lewens. Daarvan lees ons in 2 Korintiërs 3 vers 17 en 18, wat eintlik 'n baie belangrike teksvers gedeelte is vir elkeen van ons. Hier kom die drie-eenheid van God ter sprake en die werk van die Heilige Gees in die besonder. Dit lees so: die Here is Gees. Hy is 'n lewende werklikheid. Oral waar die Gees van die Here aan die werk is, word mense werklik vrygemaak. Almal wat glo is nou vry. Ons kan die Here se heerlikheid weerkaats, sonder dat daar eers sluiers oor ons gesigte hang. Hoe meer ons van die Here se grootheid raak sien, hoe meer word ons lewe verander om sy ongelooflike heerlikheid te weerkaats. Dis natuurlik die Here self wat Gees is, wat ons verander om al meer te lyk en te leef soos hy dit wil hê. Ek wil graag 'n dringende, ernstige waarskuwing aan elke gelowige mens bring. Dat wanneer jy die Here vind in jou lewe en jy nie toelaat dat die Heilige Gees jou lewe vorm en verander sodat die heerlikheid van die Here in jou groter word nie, is jy op 'n baie gevaarlike plek. Want jy sien, as 'n mens in jou geestelike lewe stil staan op een plek, staan jy nie eintlik daar stil nie, jy is eintlik besig om geestelik te sterwe. Net soos 'n boompie wat jy plant en wat klein is en mooi is, maar as hy oor 'n jaar nog steeds net so is, dan kom jy agter, hy groei nie, hy is besig om te sterwe. En 'n kind van God wat tevrede geraak het met sy geestelike belewenis, het sy dit 'n Sondagoggenddiens is, of sy alledaagse wandel, sy wyse waarop hy leef, hoe hy die woord van God gehoorsaam, hoe hy ag slaan op dit wat die Bybel sê, en of hy hom daaraan sou steur en sy lewe verander. Dit spreek daarvan of die Gees van die Here in jou lewe werksaam is. En as die Gees van die Here nie in jou lewe werksaam is nie, dan beteken dit dat die Bybel vir jou eintlik 'n dooie boek bly. Dit word maar net letters op wit papier. Daarom is dit van kardinale belang dat elke gelowige moet besef, dat as jy die Bybel het jy die verantwoordelikheid om in die Bybel te lees, wat leer die Here oor 'n mens wat word soos Christus is? Wanneer Christus ook op 'n geleentheid sê in die woord, wees heilig soos ek heilig is, beteken dit afgesonderd, eenkant gesit, anders as die wêreld. En dit lyk vir my of baie mense die liefde van God verwar met swakheid. En dink wel, as hy 'n God van liefde is, dan gaan hy maar onvoorwaardelik lief wees. Maar ons moet ook onthou dat die woord op 'n ander plek sê, ons God is ook 'n verterende vuur. Sy gees pleit nie vir ewig by 'n mens nie. Ons lees juis in 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan,
Kyk, dit het alles nuut geword. Hier is my pleidooi vanmôre by jou. Elke boodskap waarna jy Sondag luister, elke teksvers wat jy lees, die getuienis wat jy uitdra, jou wandel met ander mense, getuig dit daarvan dat jy besig is om deur die Gees van God so te verander, dat jy al hoe meer soos Christus vir die wêreld lyk. Indien nie, is hierdie 'n ernstige boodskap aan jou, om weer te soek na die volheid van die Heilige Gees. Mag die woord van God self tot jou hart en gees spreek vanmôre. Net jy kan die vraag antwoord of jy vol van die Gees is en dat dit beteken dat jou lewe besig is om te verander. Jou optrede, jou woorde en jou gedagtes. Here, baie dankie dat U ons so mildelik toebedeel het. Nie alleen het U aan die kruis vir ons kom sterf nie, maar U sê ook, U laat U Gees vir ons na, en dat Hy ons alles sal leer wat Christus ons geleer het, dit aan ons sal openbaar, ons sal lei, ons lewens sal verander. Daarom kom ek na U toe en ek vra, Here, dat die Gees van God wat so sterk oortuigingskrag het, elke woord wat uitgaan in hierdie dae, lewend sal maak in elke hart, Here. En sodat ons ook daardeur moed kan skep, ons geestelike hoofde kan ophef en onthou dat deur Christus en deur sy Gees is ons meer as oorwinnaars oor alles in ons lewe wat nie van U is nie. In Jesus mooi naam. Amen.